Here, net soos hierdie lied sê, Here, wil ons vanoggend ook uitroep, Here, wie is daar soos U? God bo alles, bo die heelal, die skepper van die hemel en die aarde, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, Here, daar was niemand voor U nie en niemand na U nie. Here, hoe voorreg is dit om vanoggend in die huis te kan wees en die naam aan te roep en die lofprysing aan U te sing. Here, en ons skree uit ons harte uit, Here, U is waardig om geprys te word. U woord sê dit vir ons. Here, hoor ons gebede vanoggend. Here, hoor ons harte vanoggend. Ons kan vir U lief wees, Here, want U het ons eerste lief gehad. Geen groter pryse sal ooit vir ons betaal nie. Dankie daarvoor, Here. Sien die woord wat uitgaan, Here, mag dit vanoggend lewens verander, mag dit op vrugbare grond val. Mag hierdie woord saad wees wat opskiet, Here, en 100voudig vrug dra. Dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen. Jy mag die sitplekke inneem. Baie dankie. Dankie Tess. En span. Die tieners asseblief, julle kan nou uitgaan, daar is vir julle plek. Terwyl ek vanoggend hierso staan en saam sing, kyk ek na daai kruis en ek dink, ons het daai as 'n simbool oral in ons huise op. Ek het 'n muur by my huis waar daar miskien 50 of 100 kruise op is, né? En ons is so lief vir daai simbool en ek staan vanoggend en ek kyk die kruis en ek dink, wie van ons besef elke keer dat daar's 'n kruis, maar's niemand op hom nie? Hoekom nie? Want Jesus leef. Hoe gelukkig is ons vanoggend om te kan besef van vooraf dat daai kruis is leeg en hy het nie 'n figuur op hom nie, want ons glo Jesus het gesterf op die kruis, hy het opgestaan uit die dood uit en hy sit aan die regterhand van God en wag vir ons. Hoe groot voorreg is dit om in 'n geloof te behoort wat 'n toekoms het. Ons behandel in ons selgroep 'n bietjie verskillende gelowe en dit was vir my verstommend om na 'n paar van hierdie gelowe so 'n bietjie huiswerk wil ek amper sê, of studie oor hulle, net van vooraf te besef dat daar is nie beter as Christendom nie. Ons het 'n toekoms. Die woord sê vir ons dat Jesus beplan vir ons 'n toekoms, God beplan vir ons 'n amazing toekoms. Baie van die ander gelowe, as ek so lees en so luister, dan is daar nie noodwendig so great toekoms vir hulle wat vir hulle wag nie. Weet nie. Maar nou ja, dit het niks met vandag se tema uit te waai nie. Ek het eintlik gedink ek gaan dit nie sê nie, maar gaan ek nou maar sê. Ek het hierdie ongelooflike boodskap voorberei, of in my opinie ongelooflike boodskap voorberei, al 'n maand terug, wat hierdie ding in my hart leef, oor die tema se naam sou gewees het, ek, en miskien as hulle hom weer ergens sien, dan weet hulle, hier kom 'n pak slaappreek, okay, want dit sou 'n pak slaappreek gewees het, in my opinie. Toe ek hom gaan deurlees na die tyd, of my hoofpunte gaan besef ek maar, inteendeel, ons is so rukkie terug by 'n show saam met vriende van ons, en een van hulle vriende sê, hoorie, ons wil weer kom as jy preek, so sê bietjie wanneer preek jy, en ek sê, moenie hierdie keer kom nie. Kom volgende keer. Want hierdie keer gaan jy nie noodwendig wil terugkom 'n volgende keer nie, want ek mag dalk klein bietjie raas hierdie keer. En hierdie week het ek 'n ongelooflike ontmoeting. Ek en my vernoot is mal oor koffie. Ons my besigheidsvernoot en hy het 'n baie nice fancy groot koffiemasjien in sy huis en ons kry spesifiek, hy koop 'n nuwe grinder, die van julle wat koffie ken, wat bone apart grind soos in die koffiewinkels, en ons kry 'n kursus oor hoe om hierdie ding te operate en om te werk, en ek's gelukkig, ek's maar net altyd deel van dit, en ek kan al hierdie lekker koffie drink, en hierdie ou begin praat, en ons, het jy al 'n ou ontmoet, en dan, jy like sommer net die ou, het jy al so iets beleef, nee? Jy
Jy kom in 'n ou se geselskap in en dan 'n minuut of 2 later kom jy agter, "Jesus, ek ken hierdie ou gel lekker. Ek hou van hierdie ou." Hy het so ietsie wat ek haat die woord aura, maar dis so ietsie wat hy uitstraal, man, is amper soos 'n lig. En op 'n stadium praat ons so en ek en my vernoot praat 90% oor die Here en 10% oor besigheid. En hy sê op 'n stadium bly so stil, hy sê, "Ken julle ouens die Here?" Ek dink dis nogal 'n interessante ding vir 'n koffierep om te sê. Maar sê, ja, en Ivan lag, my vernoot lag, hy sê, hy's 'n pastoor. So, wat nogal bad is, want mense dink, mense hoop iemand weet jy's 'n pastoor na 'n rukkie in jou geselskap. Maar in 'n geval, lang storie kort, ons begin praat oor ons basis vir ons geloof en ons fondasie. En ek sê vir hom, weet jy wat, myne is dankbaarheid. Die dag toe ek Johannes 3 vers 16 regtig begin verstaan het, is dit vir my asof ek vir 'n maand lank as ek advertensie op TV sien aan heilig. Want dis asof ek hierdie ongelooflike besef in my hart gehad het vir wat Jesus vir my aan die kruis gedoen het. En die dag toe ek dit besef, toe kom ek agter, maar die enigste manier wat ek vir hom kan dankie sê is met my lewe. Want daai liedjie van Brandon Lake, Gratitude, nee, wat het ons? Wat gaan jy vir die koning van die heelal gee? Wat gaan jy vir hom vir sy verjaarsdag gee? Wat se persent wil hy hê? Hy het alles, hy het die heelal gemaak. Daar's niks wat jy vir hom kan gee nie. Behalwe jou hart. En ek besef dat dankbaarheid is my foundation. En hierdie ou sê, ja, dis great. En hy stem ook, 'n dankbare hart begin alles by. Maar 'n dankbare hart vir wie God is. Nie noodwendig vir wat ons altyd uit hom uitkry nie. Want my gevoel was altyd gewees, my dankbare hart is, dankie Here, ek is gered. Dankie vir wat jy aan die kruis gedoen het, is ek kry die ewige lewe. Ek kry u blessings. Ek kry dit. En dan kom julle agter, my vorige tema was ek, nee. So nou is ek besig om hierdie hele week myself pakslae te gee oor, ja, ek, jy was een van die ek, pisang. Word wakker. Dit gaan nog steeds oor jou, al dink jy nie so nie. En hierdie hele ding begin in my hart leef oor dankbaarheid en wat ons doen daarmee. Wat maak ons met dankbaarheid? Want is great om te sê, dankie Here. En dan dink ek, maar hoe werk dit by mekaar? So, dis nou net so 'n bietjie agtergrond van hoe die tema aan mekaar sit vandag. So, die tema vandag is, daar is krag in vandag. Nou, wie van julle het al gehoor van iemand in die Bybel met die naam Eliezer? Of Eliezer? Nie hand opsteek. Ek is super impressed. Okay. Die ouens wat nie julle hande opgesteek het nie, ek was een van julle. Okay. Ek het al Genesis 'n klomp keer in my lewe gelees en ek het daai naam misgelees. I don't know, hoe kry ek dit reg nie? Maar ek het nie geweet wie's Eliezer nie. Ek het die storie geken, maar nie die ou se naam nie. Nou Eliezer was Abraham se hoofslaaf gewees, né? Hy was soos, ek wil amper sê Abraham se 2IC, né? Second in charge. Dis wat Eliezer was. Hy het na Abraham se huishouding omgesien en seker gemaak alles verloop mooi. Hy was soos, as Abraham nie daar is nie, is hy die baas. Dis waarop dit neerkom. Okay? So, kom ek begin by die begin. Abraham staan bietjie oud in die jare al, né? Abraham was min of meer 140 jaar oud. né? Nou dis bietjie ouer as ek en heel wat ouer as Marius as jy hom vra. So Abraham is 140, né? Nou Sarah is net dood. Sy vrou is net oorlede en Isak, wat vir my verstommend was, ek het dit al 'n keer gelees, maar ek het nie die konnotasie gemaak nie. Isak is 40 jaar oud al, né? Sy seun, Abraham se seun Isak, een wat op die altaar amper geoffer was, daai ouetjie, né? Hy's nou al 40. Maar hy's nog nie getroud nie. Dis weird, né? Dis weird in vandag se lewe. As jy 40 is nog nie getroud nie, vra ek om verskoning. Nee, maar in daai tyd was dit amper ongehoord. Jy's nie 40 en nie getroud nie. So daar's of iets met Isak fout of iets met al die girls fout wat hy na kyk. Ek weet nie, maar is 40 jaar oud en hy's nog nie getroud nie. So Abraham dog toe nou seker maar hy gaan nou iets aan hierdie situasie moet doen en hy roep vir Eliezer en hy sê vir hom, hoorie, kom maar maat. Hoor gou hierso, né? Ek begin 'n bietjie oud raak. Nou op daai stadium bly Abraham hulle al in Canaan, né? Nou die van julle wat Survey of the Bible kursus gedoen het, weet, hy het gekom van Mesopotamië af, né?
al die pad oorgekom en nou is hy in Kanaan, wat baie jare later die beloofde land sou word. Maar hulle is nou klaar in Kanaan, né? Maar Abraham like nie hierdie Kanaanitiese girls nie, né? Pas nie in sy kultuur in nie, man. Hulle gel net nie lekker nie. So Abraham roep vir Eliezer, hy sê vir hom, luister maat, sit jou hand onder my heup, en dan lê jy eet af. Nou, ek weet nie van nog ouens wat hande onder heupe sit as hulle iets beloof nie, maar Eliezer druk sy hande aan en hy sê, beloof my, jy gaan terug na die land van my vader toe, na Mesopotamië toe, en jy gaan vir Isak 'n vrou soek. Jy gaan vir Isak 'n vrou gaan haal tussen my mense, tussen ons mense, né? En Eliezer sê, okay, is reg, 100%, ek maak so, né? Nou, Eliezer pak 'n klomp kamele en hy pak klomp persente en woep, daar gaan hy is op pad soontoe. En hy kom in Mesopotamië aan, en dit is nou belangrik dat hulle nou nie trou met 'n local nie, julle moet nou baie mooi verstaan. Hy moenie met die Kanaanitiese vrou trou nie, hy is al die pad terug Mesopotamië toe. Eliezer kom aan en hy gaan sit by 'n put, né? En daar gaan ons storie gou met die Bybel bietjie connect. Kan julle vir my daai vers opsit asseblief, Genesis 24, vers 12. En Eliezer besef, luister hier sommer, ek kan nie hierdie ding op my eie doen nie. Abraham het my hierdie taak gegee, en hierdie is nogal vir my cool, hoe hy weet in sy hart, ek kan nie hierdie ding doen sonder God nie, né? En hy begin met die storie by vers 12, sê, hy het gebid, Here God van Abraham, wie se slaaf ek is, laat daar vandag iets met my gebeur. Betoon tog u trou aan my dienaar en my eienaar Abraham. Hier staan ek by die fontein waar die jong meisies van die stad sal kom water skep. As ek vir 'n meisie vra, hou tog jou waterkruik dat ek kan drink, en sy antwoord, drink gerus, en ek sal vir jou kamele ook water gee. Dan is dit sy wat deur u gekies is vir die dienaar, vir Isak. En dan sal ek weet dat u trou betoon aan my eienaar. Voor hy nog klaar gebid het, kom Rebekka met die waterkruik op haar skouer daaraan. Sy was die dogter van Betuel, seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer. Tot sover. Nou net daar langs die put, in die veld. Hier gaan sit Eliezer en hy weet. Hierdie is 'n groot taak, né? Want julle moet nou baie mooi verstaan hoe hierdie ding in mekaar steek, né? Abraham was nie sommer net nog 'n ou nie. Op daai stadium was Abraham relatief gevestig. Hy was skatryk. Hy was 'n man van aansien gewees. So sy nageslag na hom is nie belangrik nie. Dis massive belangrik. So die vrou wat ingetrek word, wat deel van sy nageslag word, is belangrik. Om die regte girl te kry is super belangrik. En Eliezer besef dit. En daar bid hy vir die Here en hy sê, God asseblief, help my met hierdie ding. En jy kan amper 'n dringendheid in sy gebed hoor. Let gou op na die woorde daar, nee, sit gou vir my die eerste vers weer op asseblief. Let gou op na daai een woord wat hy sê, laat daar vandag iets met my gebeur. Nie oor 'n week nie, nie wanneer ek reg is, nie wanneer ek eers, my baas het my nou gestuur, maar ek gaan eers 3 dae ompad vat en ergens langs 'n oase sit onder 'n palmboom en 'n pineappelsappie drink of iets nie. Ek gaan hierdie ding ernstig opvat, dit moet vinnig gebeur, dis dringend. Wel, sy baas is 140 jaar oud, so hy weet seker nie hoe lank het hy mee oor nie, so hy moet dit nou doen, né? Moet dringend hierdie vrou kry, maar laat daar vandag iets met my gebeur. Dit is vir 'n ongelooflike dringendheid in hierdie gebed. Interessant dat hy het nie doekies omgedraai nie, né? Hy het nie storieetjies gehad nie, hy het daar aangekom en onmiddellik, noem dit nou maar boer soek 'n vrou begin, né? Dus onmiddellik aangekom met die put en sê, okay, wie is die kandidaate? Nee, wie's beskikbaar? Maar hy het nie gewag vir boer soek 'n vrou se ouens om briewe te skryf nie, hy het onmiddellik na aksie oorgegaan. Onmiddellike dringende gebed vir God gebid. En wat nogal vir my weird is, nee, is, hy het nog hierdie klomp vereistes ook. Here, ek wil nie misvat nie, nee. Sy moet dit en dit en dit en dit doen.
Sy moet vir my even dit en dit sê. Daar kan nie 'n misverstand wees nie. Dit moet 100% perfek die regte ding wees. Ek wonder baie keer in ons eie lewe. Dink julle nie baie keer het ons dalk te veel godsdiens en te min verhouding nie? Want wanneer ek kyk na Eliezer se gebed en sy optrede, dan is dit nie vorm godsdiens nie. Eliezer is iemand wat 'n pad met die Here stap, wat in gesprek met die Here is, wat nie wonder of hy hom gaan help nie. Ons is so geneig, en hierdie is so 'n mooi pastoorrympie, né? As dit die Here se wil is, laat dit en dit en dit gebeur. En dis reg, as dit die Here se wil is, gaan dit en dit en dit gebeur, né? Maar Eliezer het vir my hierdie dringendheid in sy verhouding met God om te sê, Here, jy moet help. Ek het hierdie amazing groot, belangrike taak, en daar is nie ander uitkoms nie, dis nie of dit die wil is of nie, ek moet dit nou doen, Here, help asseblief. Daar's 'n verhouding. Verstaan jy wat ek sê? Daar's 'n God, kind van die Here verhouding, om te sê, Here, daar is nie 'n ander manier nie. Dis net U wat hierdie ding vir my kan regkry. En nie oor 'n week nie, Here, nou. Daar's 'n dringendheid. Dit moet nou gebeur. Want as ek hierdie ding so lees, dan dink ek, Eliezer dink, daar's 'n 100% kans dat die Here hom gaan help. Ons nie so wonder nie. Gaan lees bietjie daai stukke, gaan lees hom 'n bietjie voor en na die tyd, né? Daar's 'n bietjie klomp vers om te lees, om dit alles op een slag in die kerk te lees. Maar dis 'n baie interessante stuk daai. Eliezer wonder nie of God hom gaan help nie. Hy weet hy gaan hom help. Hy weet hy gaan hom help. Maar het God hom hoorbaar geantwoord? Nee. Gaan lees daai stuk mooi. God het nie een keer terug iets gesê vir Eliezer nie. Die gebed is net verhoor. Soos wat hy hom gebid het. Ek wonder baie keer of ons wil so graag 'n WhatsApp of 'n e-mail van God afkry met 'n presiese instruksie van hoe alles moet gebeur en wat ons alles moet doen en wat ons nie moet doen nie en. En dan, as jy soos ek is, het jy 27,000 e-mails in jou inbox. So dan is die kans goed dat jy in elk geval nie eens 'n e-mail gaan lees as God hom vir jou stuur nie. Ek wonder baie keer of ons nie te veel godsdiens doen en te min verhouding het nie. Hoeveel keer in 'n dag praat ons net met God? Vertel hom net in die issues wat jy het. Vertel hom net die moeilikheid waarin jy is. Roep sy naam aan en staan op en sê, Here, nou moet U help. Nie, ek wonder, Here, sou U dit goed dink om eendag miskien vir my hierdie dingetjie te doen of te reël nie. Here, ek is op my knie, ek het U nodig nou. Hoe baie bid ons so gebed? Op die heel uiterste wanneer iemand op sy sterfbed lê? Is nogal interessant, né? Ek trap op niemand se tone nie, maar as iemand op hulle sterfbed lê, dan wil almal op hulle knieë gaan staan en sê, Here, nou. Maar wanneer my huwelik in die moeilikheid is, gaan ek nie op my knieë en ek skree vir die Here, Here, nou asseblief, nou. Wanneer my finansies uitgeput is, dan staan ek nie op my knieë en skree, Here, nou nie. Ek wag laat die bank eers die huis en die karre terugvat en goeders en dan sê ek, Here, maar hoe nou? Nee? Jesus, joep stil. Ek het nie gedink hierdie is 'n pak slaappreek nie, hoekom kyk almal my so hartseer aan? Hierdie is 'n opbouende boodskap, maar nie is 'n pak slaapboodskap. Ek sien, Eliezer was nie 'n profeet of 'n koning of iets dat hy hierdie. Want verstaan mooi, in die Ou Testament het God net direk gepraat met profete en konings. Nee? Die Heilige Gees was nog nie daar nie. Er was nog iemand wat vir jou hierdie stemmetjie kon fluister hier binne in jou nie. God het direk met jou gepraat of nie. Priesters, profete, konings. En tog daag God op en antwoord sy gebed net daar. Dink jy nie dat ons twyfel dalk baie keer bietjie of God nog gebede verhoor nie? Kan God regtig hierdie situasie vir my help?
Of is dit net 'n rympie wat ek opsê? Dankie Here vir die lekker kos wat ons gaan eet. Seën asseblief in ons liggame. Amen. Dis my rympie. Ek weet nie wat julle rympie nie. My pa het altyd ding gehad, sy seën Vader, dit. Ek kan nie eens onthou presies nie, né? Ons almal net rympies wat ons opsê as 'n gebed. Wanneer laas het jy soos Jakob bietjie met die Here gestoei en sê Here, gaan U nie los nie. Ek wil hierdie ding nou uitgesorteer hê. Help asseblief. Ons dink ons maar net, alles sal maar seker op die ou ene uitwerk. Ons glo, Romeine, in vers 28, alles sal ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet. It's great, is een van my favorite verse. Alles sal eendag ten goeie uitwerk, man. Nie worry oor nou nie, nie worry oor vandag nie, worry oor volgende jaar en volgende week en gister dalk. Sien, hierdie was, ek weet nie van julle nie, man, ek sê in die week vir my vrou, dis middel November. Hierdie is, in my soon to be 51 jare, 100% die vinnigste jaar wat ooit verby gegaan het. Wie stem saam? Dit was so. En het so baie goed hierdie jaar gebeur, ons is in hierdie ongelooflike gebou. Wat so baie goed met ons gebeur, klomp veranderinge, klomp goeders wat skeef geloop het, wat reg geloop het. Dis ongelooflike jaar gewees, maar hy was so verby. Net so. Maar vir baie van ons was hierdie 'n taai jaar. Jy hoef nie jou hand op te steek as dit vir jou 'n taai jaar was nie, maar dit was vir my 'n taai jaar. Hierdie was 'n rowwe jaar gewees. En as ek so na julle gesigte kyk vanoggend, dink ek het almal van julle rowwe jare gehad. Dis net Johan en Sarah wat smile. Okay, en Gerald. Julle het great jare gehad. Die res voel soos ek. Here, what a year, né? Almal van ons het elke nou en dan 'n taai jaar, 'n taai week, 'n taai dag. Ek hou daarvan om te sê, almal van ons het lysies. Hulle verskil dalk so klein bietjie, maar almal het 'n lysie van dit waarmee hy sukkel. Een sukkel in sy huwelik, een sukkel in sy finansies, een sukkel in sy besigheid, een sukkel met werkgewers, met werknemers. Almal van ons het 'n lysie waarmee hy sukkel. So as hierdie een van daai jare vir jou was, soos wat dit vir my was, is nou eintlik vandag baie maklik om hier te sit en lekker moedeloos te wees en jouself jammer te kry. En te sê, ag, dit sal seker maar uitwerk ten goeie uitwerk vir die wat die Here liefhet. Né? Eendag sal dit weer beter gaan. Daar's een van my favorite sê goeders altyd, this too shall pass. Né? Hulle sê mos, as dit met jou sleg gaan, don't worry, this too shall pass. As dit met jou goed gaan, don't worry, this too shall pass. Né? Voel vir my, hierdie laaste paar dae vandat ek hierdie aanhou ontmoet het, asof die Here vanoggend vir my en vir jou wil sê, die Here gee vir jou krag vir vandag. Hierdie is glad nie finansiële advies nie, moet dit asseblief nie so vat nie. Maar vergeet van volgende jaar, jy moet eers daar uitkom. In jou geloofslewe, in jou finansies, in jou alles, jy moet eers vandag oorleef. Die Here gee vir jou krag vir vandag. Inteendeel, hy sê in Matteus 6 vers 34, as ek reg onthou, ek het hom nou nie op die skerm nie. In Matteus 6 vers 33 is my favorite vers in die hele Bybel. Soek allereers die koninkryk van God en al die ander goeder sal bygevoeg word. En direk daarna dan sê hy, hou op worry oor alles wat môre kom. Môre bring genoeg worries van sy eie. Kyk na vandag. Ek moes hom eintlik op die bord sit. Daai is 'n great vers. Matteus 6 vers 34, gaan soek hom. Hy pas perfek eintlik by die boodskap vandag. Gaan kyk na Eliezer. Die voorwaarde vir God wat vandag vir jou krag gee, né? Is jy moet pitch. Jy moet opdaag. Toe Abraham vir Eliezer die opdrag gegee het, gaan kyk in die woord, en sê hy dadelik gaan pak. Hy het al sy goed reg gekry en vertrek en gemove. Toe hy daar aankom, wat het hy gedoen? Hy het nie eers sy tentjie gaan opslaan en gaan chill daar ergens en sê, okay Here, wanneer dit U reg is, wanneer U reg is vir my dan, stuur maar vir haar, ek is hierso, maar nee, hy was proaktief. Hy het iets gaan doen, hy het dit gaan soek, sê Here asseblief help my, ek's hierso, ek's reg vir dit, wys vir my wat ek moet doen. Asseblief, stuur haar, sy moet dit en dit doen. Hy was reg. Hy
het nie eens 'n middagslaapie gaan vang ergens onder 'n boom nie. Ek voel vir my regtig asof God vandag vir my en vir jou sê, jy moet daai eerste tree neem. En dit kan klomp verskillende goeders wees. Kan wees, vergewe daai een persoon, wat jy al die laaste 10 jaar mee sukkel. Jy moet die eerste tree neem, om te wag dat hy kom om verskoning vra vir dit wat hy gedoen het. Wat is die kans? Vergifnis is vir jou, nie vir hom nie. Vergewe daai een persoon. Begin daai podcast, wat jy al hoe lank al wil, né? Wat jy dink, ek wonder of enigiemand gaan luister, ek wonder of iemand dit sal snaaks vind, ek wonder of iemand gaan informasie kry daaruit, en. So what? Begin dit net doen. Doen iets. God gaan vir jou die krag gee vandag om deur te gaan daarmee. To follow through. Wees gehoorsaam en woon daai kursus by. As julle het, dan het julle almal geweet waar Mesopotamië was, Die van julle wat nou gehoor het, toe ek sê Mesopotamië, toe dink jy, yes, ek weet waar dit is, Stry? Almal van julle, ek ken daai naam en ek weet ewen waar sit hy op die kaart. Doen nie kursus, man. Miskien is hierdie een vir jou. Hou op om altyd al die slegste van almal te verwag om jou. Maak 'n nuwe pel. Praat met iemand nuut. Daag op. Hou op van die werk af, kom by die huis, gaan sit 3 seepies kyk en in die bed klim. Lewe bietjie. Daag op met iets. Kies vir jou vir hierdie jaar wat kom, kies vir jou iets wat jy nie gaan leer. Leer gitaar speel. En eendag, as jy baie hard geoefen het en heavy lank daar werk, dan gaan jy so goed soos Nikkie wees. En soos Tess. En almal wat op die stage staan, sorry, net nou los ek jou uit. Okay. Almal wat hier bo staan, doen hulle bes. En it's amazing. Hou op om in jou verlede te leef. Hou op om die hele tyd oor jou skouer te kyk en terug te kyk en te wonder, wat sou gebeur het as ek dit gedoen het, of daai ou het dit aan my gedoen, of hierdie ou het dit vir my gesê, en. Hou op om te droom en te hoop vir alles wat oor 20 jaar gaan gebeur. Dis goed om te droom, is great, mens moet droom. Maar jy moenie jou vandag afskryf, omdat jy 'n droom het vir oor 20 jaar van nou af. Weet jy baie mense weet ek van wat sê, die dag as ons aftree, gaan ons die land plat toer. Ons gaan 'n karavaan koop, ons gaan die land plat toer. Ek is gelukkig genoeg om sekere mense te ken wat dit doen. Maar nie almal kan dit doen nie, Maar weet julle hoe baie mense tree af en dan 6 maande later of 'n jaar later, dan is een van hulle oorlede en die plan is teen die drein af. Hoekom moet jy wag om dit te doen as jy 65 of 75 is? Doen dit 1 keer 'n maand nou saam met jou vrou of saam met jou kinders. God gaan jou gee wat jy nodig het vir vandag. God sal jou nooit alleen los nie. Alles wat jy nodig het vir vandag, gaan hy jou gee. Jy miskien los met hierdie gedagte. As jy wag vir môre, mag môre dalk nooit kom nie. Leef vir vandag. Want jou kinders is vandag in jou huis. As jou oë uitvee, is hulle getroud en is uit die huis uit. Leef vir vandag. As jou oë uitvee, is jou vrou of jou man nie meer daar nie. Leef vir vandag. As jy dink ek gaan dit en dit nog môre doen by die werk. Dis die enigste wat ek sê, los dit vir môre by die werk.
As niks so belangrik soos die mense in jou lewe, behalwe God nie. Moenie uitmis op dit wat God vir jou vandag saam met hulle beplan het. Omdat jy wag vir meer geld, wag vir 'n groter huis, wag vir meer tyd. Dis dom. Dink nie as jy vir enigiemand op hulle sterfbed vra, wat wil jy meer doen? Gaan hulle vir jou sê, yes, ek wens ek het langer ure gewerk nie. As daar nou een ding is wat ek wens ek kon regkry, is dat ek net daai 12 ure na 14 ure te kon skuif. Ja. Maar die een wens wat ek gehad het, man. Ek twyfel. Maar kan jy beloof, daar's miljoene mense wat op hulle sterfbed lê, wat sê, ja, ek wens ek het meer tyd saam met my mense spandeer. Ek wens ek het nie altyd 'n verskoning gehad nie. Ek wens ek het daai besigheidsidee wat ek gehad het, probeer. Ja, dit was stupid. 30 jaar terug wou ek self-storage begin, toe was daar nêrens 'n self-storage nie, nêrens nie. Ek sê vandag dalk in my Porsche gestop het as ek toe begin het. Nee? Stupid, man. Kan mens stupid sê in die kerk? Weet nie. Maar in elk geval, dom, nee? Baie dom. Leef vir vandag. Want God is in vandag. God was gister, vandag en môre, altyd dieselfde. Maar vandag is ek en jy hier. En hy saam met jou hier. Leef vir vandag. Amen. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. O Hemelvader, Here, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om vanoggend in U huis bymekaar te wees, Here, en hierdie boodskap wat ek glo in my hart dat U vir ons vandag het, om te sê, moenie vergeet van vandag nie. Ons is vandag hier. U is saam met ons hier. Here, ons kan vandag alles bereik wat U vandag vir ons beplan het. En al hierdie moeilike uitdagings wat ons in die gesig staar, Here, weet ons dat wanneer ons vandag opstaan, het U genoeg krag vir ons vir vandag. Here, U woord sê, wanneer jy swak is, dan is ek sterk. Help ons om dit van vooraf te besef vandag, ja. Ek het oorgenoeg krag in my vir vandag. Here, al voel dit asof ek nie by volgende week kan uitkom nie, en hierdie berge van probleme lê voor my, en of dit nou finansies is, of 'n huwelik wat in die moeilikheid is, maak nie saak wat nie, Here, maar help my en almal vanoggend hier om te verstaan, dat ek het genoeg krag vir vandag. En ek kan daaraan vashou, as daar niks anders as om aan vas te hou as dit nie. Ek het genoeg vir vandag. Dankie, Here, dankie vir U voorsiening, dankie vir U liefde, dankie vir U kruisdood en opstanding, dankie dat U vir ons 'n plek voorberei aan die regterhand. Maar in die huis van die Here, waar ons almal eendag gaan saam wees, Here, ongelooflik dankie daarvoor. Ons sien uit om U te ontmoet, met alles in ons. Seën almal wat hier so is vanoggend, Here. Beskerm hulle waar hulle nou uitgaan op hierdie nat paaie, Here, en weer eens dankie vir die reën, soos wat vanoggend reeds gebid is. Baie, baie, baie dankie vir die reën. Hierdie reën is 'n teken van vuil goed wegspoel, Here, maar ook weer van nuwe lewe wat voortkom. Ons dankie daarvoor in Jesus se wonderlike naam. Amen.